Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om weer met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vandag. Kind van God, voel dit baie keer vir jou asof jy die enigste een is wat deur uitdagings gaan? Voel dit vir jou dat dit is net jy wat storms in die gesig staar? Dit is jy wat deur seisoene gaan, situasies wat na jou kant toe kom, dinge wat net nie reg vir jou loop nie. Ek is seker baie van ons voel dat ek is die enigste een wat al hierdie uitdagings moet in die gesig staar. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is nie al een nie, my boetie en sissa. Ja, jy het reg gehoor. Jy's nie al een wat deur uitdagings gaan nie. En ek sê dit nou glad nie om 'n punt te bewys of om jou te condemn nie. Maar ek sê hierdie vir jou, sodat jy moet weet, jy's nie alleen nie. Daar's hoeveel mense wat deur uitdagings gaan. Mense wat in hoë posisies is. Selfs konings wat die koningsambt het, hulle gaan deur moeilike tye. Mense wat nie die einde van hulle skatte ken nie, gaan deur uitdagings. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde uit die woord noem. Ons almal weet dat Dawid was gesalf tot koning. En hy het uitdagings gehad. Hy was bedreig, sy lewe was bedreig deur koning Saul. Hy het ook sy uitdagings gehad, vyande gehad wat teen hom opgestaan het, hom verraai het. Moses, ons almal weet, Moses was 'n leier en hy het uitdagings gehad met die volk, wanneer hy hulle lei, wanneer hulle so gekla het. Selfs hy het uitdagings gehad. En dan Job, ons almal ken die storie van Job. Hy was 'n vooraanstaande man, baie rykdom. En kyk deur wat sy uitdagings het hy gegaan. So my kind van God, hierdie sê vir ons, wys vir ons, dat iewers in ons lewens gaan ons almal deur uitdagings gaan. En ek weet, mense wil dit nie hoor nie. Mense wil hoor dat ek gaan nie deur uitdagings gaan as ek 'n kind van Jesus is nie. Ek is jammer om dit te sê, maar ons almal gaan deur uitdagings gaan. Jesus het nie verniet vir ons gesê in Johannes 16 vers 33 dat in die wêreld sal julle dit swaar hê. Sal julle dit swaar hê nie. Nee, hy sê ons gaan dit swaar hê. Maar hier is die antwoord. Jesus het reeds die wêreld oorwin. En hoekom kan ons daaraan vashou? Dis omdat Jesus weet waardeur jy gaan. My boetie en sissa, hy weet. Hy weet wat se beproewings jy op die oomblik in die gesig staar. Hy weet wat is daar wat jou op die oomblik onderkry. En hy klaar oorwin. En hoe het hy oorwin? Deur om te sterf aan die kruis. So deur elke storm waardeur jy gaan, uitdagings, is Jesus met jou. En waar kan ons nog lees? Dawid, in die boek van Psalms, waar ons lees van sy teenstanders, vyande, hoe hy op 'n donker plek was, maar elke keer sê hy, dat die Here is my toevlug, die Here is my sterkte, die Here is my rots, en by U sal ek skuil, die Here het my verlos. En ons kan ook lees in die boek van Habakuk, waar Habakuk ook gesien het, hoe dinge in die wêreld gaan, dinge wat so verkeerd was, maar in Habakuk 3, vertel hy, van al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen pluimvee in die kampe meer wees nie, al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig tot God my redder. Kind van God, hierdie manne het geweet, wie is hulle bron van hulp, wie is hulle bron van hoop, wie kan hulle op staat maak, en dis nie mensgewys nie, dit is op die Here. So vandag wil ek vir jou bemoedig, jy wat hier uitdagings gaan, jy wat voel, dat alles is besig om jou onder te kry, roep uit na God. God is jou sterkte, God is die een wat jou hierdeur sal lei. God sal vir jou die krag gee om deur hierdie uitdagings te werk. En ek kan nou vir jou sê, hierdie uitdagings, wat vir jou soos 'n berg lyk, gaan binnekort soos 'n waterpoel wees, waaroor jy kan loop. Ek spreek dit oor jou, in Jesus Christus naam. Vader, ek bid vir my boetie en sissa wat hier 'n moeilike tyd gaan. Ek bid vir hulle wat uitdagings in die gesig staar. Vader, ek bid dat dit hulle nie sal onderkry nie, maar dat dit hulle sal sterker maak. Liewe Here, dat hulle sal kan getuig van die goedheid en guns van Jesus, wat in hierdie storms sigbaar is en nog elke oomblik in hulle lewe sigbaar sal bly. Dankie Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen
en amen. My boetans sal julle met 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môreoggend weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal. Tata.